Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie dat jy inskakel saam met ons. Dis 'n besondere week. Dis Pinksterweek. Ons praat oor die Heilige Gees, die uitstorting van die Gees, die oorvloed van die water, die reën, die seën van die Here wat op jou en my lewe kan rus. Ek kyk so 'n bietjie in die Ou Testament. Een van my gunsteling hoofstukke in die Bybel is Jesaja 58. Jesaja 58 gaan oor die verkeerde vas en die regte vas. En wanneer ons na armoede kyk en arme mense sorg en ons geld deel, ons kos deel, dan beloof die Here, jou lig sal deurbreek. En jy sal nuwe lewe en energie geniet wanneer God sy seën oor jou uitgiet. Hoor wat sê Jesaja 58 vers 11, hy sê, die Here sal jou voortdurend lei, in dorpplekke sal hy jou keel verkook, jou gebeente sal hy sterk maak, en dan, jy sal soos 'n nat geleide tuin wees, soos 'n waterbron waarvan die water nie teleurstel nie. As jy hierdie skrif gaan bestudeer, dan gaan hy jou vat na die Nuwe Testament, na Johannes, wat Jesus sê, en daar sal 'n fontein van lewende water uit jou binneste uitborrel, en dit het hy gesê oor die Heilige Gees, en baie mense bind hierdie twee verse saam, en sê, wanneer jy na armoede kyk, en wanneer jy nie jou oog wegdraai en jou rug draai op mense wat swaar kry nie, maar dit raak sien en iets omtrent doen, dan sal daar 'n fontein van lewende water, die Heilige Gees se borrelende krag uit jou binneste uitkom. Mense, jy sien, die Here gee nie vir ons die Heilige Gees krag net vir onsself nie. Net vir ek in my huis, ek gaan die Here dien, ek in my klein hoekie en jy en joune. En nie dien ons nou die Here met al sy krag en sy wonderwerkkrag hier binne in ons, net sodat ons lekker kry nie. Nee, hy gee vir ons daai krag om 'n verskil te maak. En wat ek agterkom in my lewe, dis soos 'n dynamo krag. As ek 'n bietjie gee, dan kry ek weer meer terug. Dan gee ek daai bietjie, dan kry ek meer terug. Dan gee ek daai bietjie, dan kry ek meer terug. Dis hoe daai energie net meer word en meer word en meer word. Maar dit moet soos 'n rivier wees wat uitvloei. Dis nie 'n dam nie. As ek die Heilige Gees krag, die lewe, die oorvloed, die blydskap, die vreugde van die Gees, as ek dit net binne hou, dan is dit asof dit stink, vrotwater word. Maar as dit uitloop, en ek gee dit vir armoede, en ek gee dit vir projekte, en ek gee dit vir die span, en ek empower mense om 'n verskil te gemaak, en skep geleenthede, dan is dit asof die krag net meer word, en ek word soos 'n tuin, waarvan die waterbron, die fontein, nie teleurstel nie. Het word net meer en meer. Wil jy daai energie in jou lewe hê? Wil jy soveel lewe, soos 'n fontein van lewende water in jou binneste hê? Wel, 1, bid daarvoor, dat die Here die Gees uitstort op jou, maar 2, sorg dat jy dan uitgee. Hoe meer jy uitgee, hoe meer gaan God vir jou teruggee. Daar's 'n liedjie wat sê, en 'n spreekwoord wat sê, you can never outgive God. Jy kan nooit alles van die Gees uitgee nie. Jy kan nooit al die krag, jy kan nooit al die blydskap en liefde uitgee nie. God sal altyd meer teruggee. So kom ons hou aan gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie belofte van, Here, strome van lewende water uit ons binneste uit, Here. Die waterbron binne in ons sal nie teleurstel nie. We can never outgive God. Here, en daarom as ons gee, die Gees gee, sal hy ons voller en voller en voller maak. As ons preek, as ons bedien, as ons mense nooi, as ons armoede raak sien en iets omtrent doen en besig wees in projekte, sal u meer en meer krag gee, finansies gee, seën gee, sodat ons net kan aanhou en aanhou gee. Die waterbron sal nooit teleurstel nie. Dankie daarvoor, Here. In hierdie Pinkstertyd glo ons dit, doen ons dit, en u stort die Gees uit, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.